Hallo en welkom by die video. Hierdie naweek kyk ons na Arendsrus Country Lodge and Venue. Hierdie plek bied aan kampterrein, luxury tents, hierso is 'n restaurant, hierso is plek waar jy oor die tou kan trap. Volg ons en kom kyk hoe lyk dit. So die staanplek hier waar ons nou staan is omtrent 15 meter by 12 meter. Ek is nie seker of hulle almal dieselfde groot is nie, dit lyk nie so nie. Maar die een waar ons staan is 15 by 12. So ons kan seker 3 van ons sleepwandjies hier so opslaan op hierdie stuk wat vir ons gegee is. Die beste van alles is ons eie private ablisieblok hier. So ons het 'n groot asblik om alles in te gooi, klein opwas, daar is ons die stort, hier is 'n gaskiezer, so warm water is nie te veel van 'n probleem nie. Dan is hier 'n nota op wat ek nou nog nie op 'n ander plek sommer net gesien het nie. Hulle het springwater wat hulle gebruik hierso. So ja, ek dink nou nie dit is Bon Aqua wat in jou pype is nie, maar is definitief bergwater. Ons staan nou op staanplek nommer 7, maar hierdie is terrasse soos wat dit nou so afgaan, so 1 tot 4 is definitief baie hoër as waar ons staan, en dan 5 tot 10 is op ons, amper sê, level, en dan daai is dan nou die badkamers tussenin. Elke badkamer het 4 badkamers, so daar's daar en daar, en dan ons is dan nou hier op die hoek, en dan ons bure is daar, en dan die ouens van bo af gebruik dan daai gedeeltes. Daai is 'n baie lekker staanplek, en daai is 'n baie lekker staanplek, so ek dink as jy kies om te kom en jy wil rustigheid hê, daai een is die verste van almal af. Jy onthou toe ek jou gesê het dat staanplek 12 is die plek om te wees. So dis waar ons staan. Daar is die res van die kampeerterrein. En daar is staanplek 12. Net daar. So dis heeltemal uit die pad uit. Nog iets wat ek opgemerk het, is hierdie is 'n baie oop gedeelte wat so oor die see kyk. En hier is nie juis bome om daai wind te keer wat van daar af kom nie. Aan die agterkant van die kampterrein het hulle bome aangeplant, sien ek, maar hulle is nog 'n bietjie jonk. So ek dink totdat hulle groter is, gaan jy definitief moet vasstrap hier, so anders gaan jy wegwaai. So hier is 20 amp breekers, so die krag is nie 'n probleem nie. Hier is ook wifi vir die manne wat wil werk van hier af. Nie dat jy regtig wil werk as jy hier is nie, want dit is so 'n mooi plek. Maar hier is wifi beskikbaar. Hier is 4G Plus op die Vodacom netwerk. So ek dink nie dat opvangs is te veel van 'n issue nie. En jy is dan redelik naby aan George, so as daar enige moeilikheid is of daai klas ding, kan net in die kar klim en gou ry. So hier is die terrasse waarvan ek gepraat het. Ons is nou op die boonste ene. Sien hierdie is nou die een lot mense, daai is die ander mense, en dan is ons en sit nou aan daai kant net daar. Daar staan die sleepwandjie. En dan lyk dit so. So jy sit terras aan die bokant, en dan kan jy afkom hier na die middel toe. En dan staanplek nommer 11 is daar onder. Dis 'n lekker staanplek. En dan nou nommer 12 is daar so waar daai bakkie uitsteek. So hy is lekker ver van alles en almal af. Die kampterrein is omheind. Hy het 'n volledige heining om met 'n elektriese hek waarvoor ons 'n remote het. Wel, ek sê ons remote het. Almal wie kamp het 'n remote vir die ding. So jy kan hom oop en toe maak soos jy wil. So daar staan 'n of ander vorm van sekuriteit. Dit is ook lekker ver van die pad af, want die kampterrein is die verste van die pad af op die hele perseel.
Hier is die ry bome waarvan ek vroeër verwys het, wat nog 'n bietjie jonk is. So ek dink as hierdie ouens nou eers bietjie groter is, dan sal jy verseker 'n windlaning hierso het, wat jy dan bietjie kan beskerm teen dit. Die plek het 'n restaurant op die perseel. Ek wys jou gou lyk dit hier. So dit is die dekor, lekker plek om te sit. Dis 'n kaggel vir die wintertydperk. Jy kan ewen toasties vir jou kry hierso. So as jy in die mark is vir 'n bietjie Rice Krispies of muesli of daai klas ding, ouens hulle het dit vir jou. As jy gesondheidsbewus is fyn. As jy nie gesondheidsbewus is nie, hulle het bobotie en steak ook. So hier is die hoofrestaurant area. En dan vir die manne wat bietjie meer as 'n melkskommel of 'n Coke wil hê, daar is die kroeg waar jy dan iets bietjie sterker kan kry. Hier aan die buitekant, lekker groot vensters hierso waar 'n ou kan uitkyk. Weerkeer, bietjie sitplek. Hier kan jy nou saam met 'n groot familie kuier hier by die groot braai. Hierso is die hoofbraai area. En dan kan jy buite sit rondom die swembad in die somertydperk. Jy kan dit seker doen in die wintertydperk ook, dis ons maar jou besluit. Maar ja, daar kan nou 'n oogie hou oor almal wat in die swembad is en sommer net 'n baie lekker tyd hê. As jy besluit om oor die tou te trap, hulle kan dit hierso ook doen. Hierso is 'n klein kapel. Hier seker plek vir genoeg mense. So kom al die hoes stap nou daardeur en dan kan hierdie seker nou vir jou baie mooi opgemaak word. Hier is beligting so jy kan dit in die aand ook hou. En dan nou hierdeur. Dit is nou waar die bruid en die bruidegom gaan nadat hulle getroud is, om vir 4 uur lank hulle gaste iewerster te los en te gaan foto's neem. Want dit is nou mos vir dit werk. Maar as jy nou hierso deurstap, dan kom jy nou by absoluut die mooiste tuine uit. Kyk net hoe lyk dit hierso. Hier is kooidamme. Hierdie plek is baie mooi onderhou. Kyk hoe netjies is die grasperk. Yes, jy kan die mooiste foto's hierso neem. Kyk net daar. Dit is regtig mooi hier. Die tuine is perfek in stand gehou hierso. Alles is mooi. Alles is groen. Dit is nou ons die tuinroete ken. So as jy nou daar van die kapel afgestap kom, dan stap jy nou hierdeur op hierdie paadjie wat vir jou gemaak is. En dan hier by die barnyard is waar jy nou die opskop hou. Hier kan die mense dan nou skoffel en hulle kan braai en jou oom kan snaakse moves maak 11 uur die aand. Dit gebeur seker nie by alle troues nie, maar ek dink by meeste van hulle gebeur dit. Hierso is 'n braaipit vir die manne wat wil buite staan. Hierso is 'n hele dek waar mense kan kuier. Daarso is weer 'n braaipit. Kyk hoe nice is dit hierso. En dit is groot. So hier's meer as genoeg plek. So hier by Arendsrus het hulle genoeg om jou mee besig te hou. Jy kan met perde gaan rondry. Jy kan met fietsse gaan rondry. Jy kan gaan stap as jy lus het. Hier is 7 staproetes van 3 km tot Valdood neerver. En dan kan jy natuurlik 'n fiets hier om die staproete mee te ry, wat dalk 'n bietjie beter klink vir my, maar ja, nie almal deel daai gevoel nie. Of anderster wat jy kan doen, hierso is klomp piknikplekke waar jy kan sit, om dan net die berge in te neem en 'n boek te lees as dit vir jou sal werk. Kyk net hoe mooi is dit hierso, ouens. Ja, 60 km ver van Mosselbaai af. Ons is net buite George hierso. As ek sê net buite George, ons is so 5 km van die Redberry Farm af, so jy kan daai 5 km spandeer of so in jou eie redberries gaan pluk as jy lus het. Nou wel in die mark is om te kom kamp, maar jy is nie lus om jou tent self op te slaan nie, of jy is nie lus om die yskas self te pak nie, of om die aircon saam te ry nie. Kyk net gou na dit. Hierdie is nou nie 'n glamp tent nie, hulle noem dit 'n luxury tent. Nou ja, hier is die tipe uitsig waarin ou kan gewoond raak.
Kyk net hoe lyk dit daar. Dis ouens hier lyk bietjie anders as my karavaan. Nice is die. Die aircon, yskas, ketel vir 'n warm dingetjie in die winterstye. Mooi is hierdie. Jo. Nou ja, daar het julle dit. Hier is luxury tents vir die wat ook wil kom kamp sonder om by Makro eers te gaan stop. Sover as wat die pad hiernatoe gaan is nie te veel van 'n probleem nie. Dit is grondpad, maar dit is 'n mooi grondpad. Hy word redelik goed onderhou. Die probleem is wanneer jy in die kamp self is en jy het iets soos 'n Regal of 'n karavaan wat redelik laag is, sit jy met hierdie probleem. Sien die hobels hierso laat nie toe dat jy daai tipe karavaan gaan oorkry nie. So hulle is bietjie skerp en as jy nou 'n lang karavaan het, is daar nie 'n kans dat jy hom hier gaan oortrek sonder dat hy hak nie. So definitief dalk 'n beter roete om te volg as jy iets het wat bietjie hoër van die grond af is. Ja, hierdie was my oupa se kar gewees. En ek gaan hom nog restaureer. Jy sien, ek weet wat het ek hierso. Hierdie jou is nie te koop nie. Ek gaan hom nog reg maak in my tyd.